Beleef jy ook partykeer, daar is storms wat nie buite begin nie. Jy kan in 'n mooi huis wees, met alles op sy plek. En binne jou is daar 'n storm. Jy kan by die werk sit, e-posse antwoord, vergaderings bywoon, mense vriendelik groet. En binne jou is daar wind. Jy kan langs iemand in die kerkbank sit en sing, maar diep binne is daar iets wat al lank roer. En party storms kom nie omdat God ver is nie. Party storms kom omdat God nader kom aan die plek wat ons probeer wegsteek. Ons hou nie daarvan nie. Ons wil hê God moet die storm stilmaak. Maar soms wil God eers wys waarom die storm daar is. Nie om ons te vernietig nie, om ons wakker te maak. Lewe is nie reg nie. Hulle moet hulle lewe regkry of ek wat God is, gaan hulle vernietig. En dit het 'n baie groot geestelike geloofsmoeilikheid by Jona veroorsaak. Want hy het nie gedink dat die mense van Ninive God se genade en lankmoedigheid en vrede verdien nie. God is net vir ons kerkse mense, God is net vir ons wat werklik probeer om Here te dien. Dis nie vir daardie buitestaandes. Toe besluit Jona, hy gaan afgaan Joppe toe en dan gaan hy afgaan ook Tarsus toe. Tarsus is 'n land daar in Spanje seel om weg te kom van die Here. Soos God sê vir Jona, gaan oos, stap oor die land, gaan sê vir Ninive, ek gaan julle vernietig, bekeer julle self. En Jona sê nee, ek gaan dit nie doen nie. Daai mense verdien nie God se genade nie. Ek weet God is 'n God van genade. Ek weet 'n God is lankmoedig. Ek wil eintlik hê daai mense moet vernietig word. Toe gaan Jona wes. En hy loop weg van die Here. En daarom begin ek nou met hierdie gedeelte wat ek spesifiek na Jona se verhaal wys. Psalm 139 en ek gaan hier vanaf vers 7 lees. Ons gaan eintlik die hele Psalm lees. Waarheen kan ek gaan weg van die Gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal die hand my lei, die regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg, Jona doen dit, ons sien Jona geklim onder in die skippe, né? As die duisternis my net kan verberg, en die lig om my nag word, ek wil net wegkry, my lewe is, my hart is binnekant seer, dit is nag, en dan sê in selfs duisternis, nie vir die donker, dit is my donker, my swart in my lewe, daar waar ek wegkryp is vir die Here nie donker, maar skyn nag soos lig, maar skyn nag so lig, soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dan is die paar verse tussenin, en dan die vraag wat ons almal moet ingaan, in die Jona reeksin en nog afsluit, waar God vir jou, wat jy vir God vra, en sê, ondersoek my o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is, en lei my op die ewige pad. Here, baie dankie dat ons, as ons ook saam bid, Here, ons kan ook vandag bely dat ons eie pad volg, en ons eie rigting inslaan. Here, as ons, soos die disippels, daar in 'n bovertrek sit, bang, Here, kom deur die Heilige Gees en vul ons vanaand. Here, laat die Gees soos 'n duif of soos 'n vlam na elke van ons se denke toe kom, vlam op ons kop en ons hart toe kom, dat ons die Gees se krag sal kry om ook
nuwe lewe, vanuit ons eie persoonlike ruimte, tot hier in die gemeenskap kan uitleef. Here, help ons ook, dat ons, as ons nog probeer wegkruip en op 'n plek is waar dit nie gesond is om te wees nie, Here, dat U ons ook soos Jona sal roep en sê, Jona, staan op. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het gister saam gelees hier vanaf vers 1. Ons gaan vandag saam lees vanaf vers 4, maar net om die hele hoofstuk dan reg te maak, gaan ek die hele hoofstuk dan vir ons saam lees. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Staan op, gaan na die grootstad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen het opgestyg tot voor my. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Het afgegaan na Jafo, en daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsis. Hy het die reisgeld betaal en in die skip afgeklim om saam met hulle na Tarsis te gaan, weg van die teenwoordigheid van die Here. Hy het afgegaan Tarsis toe en het op die skip afgeklim, nog steeds onder toe, en toe kom die Here, dis waar ons teksvers begin, maar die Here het 'n sterk wind oor die see laat opkom. Daar was 'n groot storm op die see en die skip was op die punt om in stukke te breek. Die matrose was bang en het elkeen na sy God om hulp geroep. Dit hierso stop in die vertaling, die matrose was bang en het elkeen tot sy God om hulp geroep. Dis belangrik om die vertaling raak te sien, dis met 'n God met 'n klein lettertjie. Hier word nog nie 'n God erken nie. Elkeen hier het tot sy eie God, van watter stad, watter land hy ook al mag kom, het hy daardie God nou aangeroep om te bepaal wie is nou die skuldige een wat hierdie storm veroorsaak het, of wie kan hierdie storm nou wat ophou gebeur. Hulle het ook die toerusting op die skip was in die see gegooi om hulle vrag ligter te maak. So hulle het hulle bes gedoen om hier uit te kom. Jona het egter afgegaan na die agterste ruimte van die skip en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Hier gaan Jona vir die 3de keer nog afgegaan, afgeklim op die skip. Nou gaan hy af na die onderste gedeelte toe van die skip en hy lê daar en hy raak in die slaap. Die skeepskaptein gaan na toe hom toe en sê vir hom, wat is dit met jou dat jy so vas lê en slaap? Staan op, roep jou God aan. Dis God nou weer met 'n klein lettertjie. Hy weet nog nie dat hierdie man die ware God aanbid nie, soos nog steeds 'n klein lettertjie, soos 'n mens gaan, kom ons noem 'n buitestaande, gaan en maak 'n profeet van God dan ook wakker. Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink en sal ons nie ondergaan. Hulle het om al die gode probeer, hulle weet nie wat is die regte een. Die matrose het vir mekaar gesê, kom ons beslis die saak deur die lot, sodat ons kan weet deur wie se toedoen hierdie ramp ons tref. Hulle het met die lot beslis en die lot het na Jona gewys. Dit is belangrik om hier raak te sien is dat Jona het toe wakker geword en Jona het nie gebid. Die kaptein sê vir hom, bid tot jou God, maar hier staan nêrens dat Jona toe wel gebid het tot die God wat hy ken nie. En hy het ook nie sy hand opgesteek en sê, hoor, ek het 'n fout gemaak. Ek vlug vir my God af nie. Die matrose moes eers die lot gewerp het om te bepaal wie die skuldige en wie se God is nou eintlik kwaad, want die storm wat gewerp is, wat gegooi is so intensief, die woord gegooi bo op daardie skip, dat hulle geweet het, dis 'n God wat verantwoordelik was, maar Jona het nog steeds net probeer stil bly, om een of ander rede, weet ons nie, die lot is deur God bepaal, want die lot het toe op Jona gekom. Toe sê hulle vir hom, vertel ons asseblief waarom het die ramp ons tref. Watter werk doen jy en waar kom jy vandaan? Uit watter land kom jy en van watter volk? Jona het nog steeds nie gepraat en nou kom hierdie weer eens buitestanders, wat ons sal noem buitestanders, iemand wat van buitekant af kom en begin hierdie tipiese, ek wil amper sê narratiewe vraag te vra. Dat iemand wie sal vra as jy nou gaan om iemand te sien, is dit 'n vraag wat sê, kom vertel my 'n lewensverhaal. Dis 'n begin om by gesond uit te kom. Soos ons van nou gesond raak, dis 'n storm in ons lewe, vertel nou vir ons 'n bietjie jou storie.
Hulle vra hom uit sodat hy storie kan vertel. In die storie kan daarna ook genesing kom. Hy het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Hebreër is die naam vir wat ander volke na Israel toe verwys het. As hulle van iemand in Israel verwys, wat 'n soort van 'n nomadiese bestaan nog gevoer het in Israel, wat nog nie 'n spesifieke plek gehad het nie, het ander lande na die Hebreërs toe gewys. Dus hy sê, ek is 'n Hebreër en die Here, en hier kom dit nou met 'n hoofletter. Die Here word met 'n hoofletter aangespreek. Hy sê, sy Here, die God van die hemel, weer eens met 'n hoofletter, wat die see en die droë grond gemaak het, dien ek met ontzag. Die profeet wat gestuur is, Jona, gaan verkondig my woord, en hier kom 'n geloofsbelijdenis. Hierdie geloofsbelijdenis kom nou nadat hy uitgevra het, vertel my 'n verhaal, en in die verhaal sê hy presies in watter God hy nou glo. En nou dat hy het gesê het, nou sien hierdie matrose, hier's iets fout. Die manne was te vreesbevange en het vir hom gesê, hoe kon jy so iets doen? Hierdie vraag, hoe kon jy so iets doen, met die vraagteken is 'n aanklag. Dis nie 'n vraag, vertel my meer nie, dit was 'n aanklag en sê, jy het iets verkeerd gedoen, dis jou skuld. Hoe kon jy so iets aan ons doen, hè? Ons is nou ingesluit. Hulle het immers geweet dat hy besig was om te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here, want hy het dit vir hulle so vertel. Hulle sê toe vir hom, wat moet ons met jou maak, sodat die see om ons kan bedaar, want die see het al hoe onstuimiger geraak. Nou vra hulle vir die man, hulle sien dis sy God, hulle vra nog sy hulp, wat kan ons met jou maak? Hy moet die antwoord nou gee, en hy antwoord, Jona wat antwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar, want ek is seker, dit is oor my dat hierdie groot storm oor julle woed. En dan is hierdie vir my die mooi gedeelte, dit is een van die beste sinne wat ons in Jona kry. Jona het nog steeds nie gebid. Jona sê, gooi my oorboord, dan gaan die storm weggaan. En wat doen hierdie heidene? Wat doen hierdie mense wat ons sal noem buitestanders van die kerk? Mense wat van buitekant af kom, wat ons nie erken as die ware gelowiges, wat ons elke Sondag in die kerk sal sien nie, die goeie Hebreërs, wat die belydenis het, is die God van Israel, is die God wat die hemel en aarde gemaak het, en die droë grond gemaak het. Hierdie mans gooi hom nie oor see dadelik. Hulle probeer nog harder. Die mans het hard geroei om weer die land te probeer bereik, maar hulle kon nie daarin slaag, en die see het al hoe onstuimiger geraak teen hulle. Jona gee moed op, gooi my in die see. Hierdie ander mense werk harder om die skuldige man se lewe te red. Ander mense werk harder om iemand van God se lewe te red. Toe het hulle die Here aangeroep. Hulle het gesê, ag Here, laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe nie. Moet dit tog nie teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here, u doen wat u wil. Hier is 'n geloofsbelijdenis. Net ons gesê, bid tot julle God, en elkeen het tot hulle God gebid, en die God was met 'n klein lettertjie, en nou skielik, nadat hulle alles probeer het, en nog verder probeer, kom hierdie matrose eintlik tot inkeer hierso. Toe erken hulle God, wanneer sê, kom jy tot bekering, as jy God erken as jou God, né? En Jesus aanneem as jou verlosser, hier doen hulle, ag Here met 'n hoofletter, hulle sê, u is die God. Laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe. Moet tog nie dit teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here. Matrose, immers die Here, u is immers die Here. U doen wat u wil. Hulle het Jona opgetel en hom in die see gegooi, en die see het opgehou met sy getier. Toe was die manne geweldig bang vir die Here. Hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Manne was eers bang vir die storm, soos dit was iets van buitekant af, 'n storm wat jy kan sien, wat jy kan voel. Ons is bang vir die storm,
En nou op die einde van hierdie gedeelte is daar dan nou weer die bang, maar hierdie keer bang vir God. Dus hier is 'n sirkel in die teks, die sirkel is, ons is bang vir die storm, en dan kom die geloofsbelijdenis in die middel van die sirkel, wat ons sal neem, en aan die einde van die sirkel van die teks, dan is hulle weer bang vir God, maar hulle is bang vir God, omdat God dan ook die ware God is. Dus vandag gaan ons tot hierso toe lees, en dan môre gaan ons dan verder lees na die gebed van Jona toe. Ek wil net begin deur 'n bietjie anders na hierdie storm op die see te kyk. Want dit is nie net 'n storm wat hier op die see plaasgevind het met die natuur wat skreeu nie. Storms gebeur in ons almal se lewens. En wanneer gebeur 'n storm in jou lewe? As alles rondom jou begin breek. Dit breek in so 'n mate dat jou gespartel en jou gesoeg en jou gewerskaf nie meer keer dat die storm bedaar nie. Dit word net al hoe groter. Nou in die boot is daar nou 2 storms. 2 krisisse. Die een krisis is na buitekant toe. Hier's 'n fisiese storm en dan is daar 'n ander krisis, 'n krisis na binne toe. 'n Geloofstorm na binne toe. Iemand wat afgaan en afgaan en afgaan. Nou kyk ons aan die matrose. Hierdie matrose het nie God geken nie. Hulle het 'n fisiese storm ervaar. Die begin van die sirkel, hulle is bang, hier's 'n fisiese storm rondom hulle lewens was op die spel gewees. Hulle kon doodgaan en hulle probeer om aan die lewe te bly, hulle raak paniekerig, hulle begin die vrag oorboord te gooi, hulle begin rond te spartel om die boot dan ook te red. Soos hierdie is wat ons as akute trauma-reaksie. Jy het trauma gekry, nou begin jy te beklei. Jy beklei teen hierdie trauma wat jy beleef, wat iets met jou gebeur, trauma-reaksie, ek beklei hierdie ding met my alle vermoë wat ek het. Eerste vraag van is, gaan ek oorleef? Dis 'n vlug, jy kan nie vlug nie as jy op die skip, dus jy moet nou beklei. Eerste trauma-reaksie, ons beklei nou hierdie storm as mens. Maar toe kom hierdie eksistensiële vraag, wat nou volg op hierdie eerste trauma-reaksie kry 'n eksistensiële vraag wat sê, maar hier moet 'n God by betrokke wees. En wie is die God wat hierby betrokke is? Want hulle probeer na hulle eie gode te bid en hulle gode antwoord nie. Is my God waar? Wie is God? Waar is God? Dan hoor hulle, daar's nog 'n man wat slaap en hulle gaan roep hom, hy wil nie regtig bid nie. Is hy God? En op die einde van die tyd is hierdie 'n krisis. 'n Krisis van bestaan, eksistensiële krisis in jou lewe. Die vraag is, met watter God het ons hier te doen? Wat is God se aandeel, se inspraak in dit wat nou met my lewe op hierdie stadium met my begin gebeur? En dis die heidene. Ons is hier nog al die pad by die heidene. Mense wat ons as kerk sal noem die buitestanders, die mense wat nie lyk soos ons kerkmense nie, wat anders optree as ons kerkmense, ander voorkoms het, ander soort lewe lei, hulle begin 'n krisis te ervaar en hulle soek die antwoord. En hulle ontdek toe God in hulle soeke na God. Hulle begin te soek, hulle begin te vra en hulle ontdek God. En hulle erken God is dan ook die Here. En dan is daar die ander krisis van 'n man wat die Here ken. Iemand wat die Here op so 'n manier ken, hy ken die Here se stem, hy kan die Here se stem hoor, hy weet wat die Here se opdrag in sy lewe is. Soos hy gaan onder toe en hy gaan slaap. Hy gaan slaap nie om te rus en 'n bietjie weer sterk te word of verder te gaan werk nie. Hy slaap om weg te kom van die realiteite. Hy sluit homself af, hy raak afwesig, ons sal sê hy disassosieer homself van die werklikheid wat gebeur. Hy is nie bekommerd oor die storm nie. Die storm bestaan nie eers, hy het so gedisassosieer van die werklikheid,
Hy lê nie daar in sy donker, hy het afgegaan tot in hy donkerte van die siel. Wat buitekant ook al mag gebeur. Jy kom dit nie eers agter, want binnekant is ek donker. Alles kan uit mekaar uitval. Dit maak nie eintlik saak. Ek is stil. Ek is donker. Dis waar Jona is. Een groep, eksistensieel, fisies, ek wil leef, ek ontdek God. Ander persoon besig om donker te raak en binne dood te gaan in homself, want sy siening van God en wat God moet wees en wat die lewe moet wees, is besig om uit mekaar te val. Hy probeer wegkom van God af, nou gaan God ook nog daar. Dis nie baie lekker vir hom nie. Wat doen hy dan? Hy bid nie, hy bly stil, hy sê nie is ek nie, hy wag tot die lot gewerk word en God wys dis jy. Hy gee sy geloofsbelydenis en dan maak hy nie oorgawe nie, hy maak nie reg. Hy sou sê wat ek sal noem, dis 'n selfdoodwens. Dis wat Jona doen, dis 'n selfdoodwens. Hy voel niks vir die storm nie, hy is nie bang vir die storm nie. Hy wil net wegkom van die storm in sy binnekant, wat 'n gat is, wat daar af is. En hy wil net weg, hy wil dood. Want Jona het nie geweet as hy daar afgegooi word, die vis gaan hom haap. Hy het nie gedink, hy gaan afgegooi word, dan is alles nou rustig in sy lewe. Hy probeer wegkom van die lewe. En ons moet dit sag sê hierso, dis nie 'n vingerwys. Dis nie 'n vingerwys van 'n skuldige persoon nie, dis 'n breekpunt van 'n man. 'n Breekpunt van iemand wat in die gat lê en nou net oorboord wil gaan, net nog wel dieper gaan. Wat wil wegkom uit die storm in sy binneste. Soos buite is die storm, die eerste storm, en binnekant is die storm in jou lewe. En die God wat hy geken het, en dit wat God nou besig is om met hom te doen, pas nie by mekaar. God wat hy geen het help hom nie. Dit help nie, hy bid nie eers. Hy sê sy geloofsbelydenis, maar hy vra nie om hulp, hy sê net gooi my net oorboord. Ek wil net wegkom. Dis hierdie limbo tussen geloof en lewe. Die regte lewe in my geloof. Waar kom God in my lewe in? Nou party van ons is soos die mense wat 'n bietjie verder van God is en ons is in daai fisiese stryd. Ons stry vir oorlewe, ons stry om kos te kry, kos op die tafel te sit, water en lig te betaal. Ons beklei met ons kinders want hulle wil nie leer nie. Daar's chaos en daar's paniek in my lewe. My kind gaan graad 9 herhaal. Ek is besig om my werk te verloor. Al weet daai paniek in jou lewe, jy beklei. En dan is dit en dan ken jy die Here en jy soek die Here en die Here maak dit stil in jou lewe. Die Here laat die storm dan ook bedaar in jou lewe en jy erken weer die Here het my gehelp. En dan is daar ook van ons wat soos Jona moeg is en toe is vir enige antwoord en dan ook eintlik nie meer antwoord, eers in geloof soek. Maar God werk in albei. God werk in die fisiese trauma wat jy beleef en hy gee antwoorde, die storm bedaar, jou skip seil, jy kom weer by die huis uit, maar God werk ook in die binneste kant by Jona. God werk by albei. Soos hierdie Jona teks, vers 1 tot 4, is soos 'n spieël. Die Bybel is altyd 'n spieël wat jy voor jou mense hart sien. As jy iemand wat besig is om in 'n storm te wees, jy sien 'n storm, bid tot God, soek God, erken God as God in die storm bedaar en God gee die uitkoms. Jy kom veilig by die hawe. Is die spieël voor jou? Miskien is jy die een wat die storm na binne beleef. Wat al hoe dieper en onder toe gaan, in die donker ingaan, in so 'n mate, gooi my oorboord. Laat my net gaan. So storms is nie altyd van buitekant af. Hierdie storm wat Jona pas, is die storm van binnekant af. Jy het 'n huis, jy het hierdie maand jou water en ligte betaal, dan moet jy kan die ketel aansit, jy kan vir jou lekker koffie maak, en dan gaan jy werk toe, jy gaan deur al jou duisende e-posse, AI, hulle doen dit sommer vir jou, en alles is rustig, daar by die werk, en die binnekant jou, broei dit. Die binnekant jou, is jy angstig, jy word angstig wakker, iets werk nie, nie as die inhols wil werk nie, dit is net iets die binnekant, dit is iets erger as iets medies, dit is iets wat
hier in jou begin, wat jy wegsteek, of jy probeer dit wegsteek, jy dink jy steek dit weg, maar ander mense kom dit wel agter. En hierdie man, Jona, slaap. Hy slaap in die groot storm, matrose is bang, hulle slaap. Die mense wat God nie ken nie bid. Die speel, as jy God ken, hoekom bid jy? Hoekom bid jy nie in daai oomblik, wat jy wil hê, gooi my oorboord? Bid tot die grond wat jy erken, God het die see en die aarde gemaak. Om te rus, maak jou sag, en dit gee jou nuwe lewe. Jona het nie gaan rus. Jona het gaan wegkry. Hy het onttrek van die werklikheid, en om te onttrek van die werklikheid, maak jou koud vir ander mense. Jona was koud vir die werklikheid. Hy het niks gevoel vir die mense wat besig is om te vergaan op die skip. Sy hart, hy het dit nie om saak gemaak. Die werklikheid het nie vir hom bestaan. Hy het niks gevoel vir die mense van Ninive wat geoordeel gaan word nie, want hy het onttrek. Hy het in homself gekeer. As jy in jouself keer, kan jy nie ander mense raak. Jy kan nie die mense saam met jou op die skip raak sien. Dan kom weer eens 'n vreemdeling, ou van buitekant, wat soos God maak sê, word wakker en staan op, en die loetjies word getrek, Jonas wakker, en die lot val op hom, en hy vra wie hy sê ek is 'n Hebreër, hy erken sy God, en hy doen alles wat 'n gelowige doen. Hy staan op, hy doen geloofsbelydenis, en die waarheid maak nog steeds nie die storm stil. Die stormvraag is, wat gaan regtig in my lewe aan? As jy eerlik is met jouself, wat gaan in my lewe aan? Want hier is die kern van wat ons moet verstaan, as jy die spieël van Jona, van die teks van Jona voor jou sit, en jy is die persoon wat storm na binnekant toe beleef, is dat dis die werklikheid. En dis op die kaptein, iemand anders jou kon wakker maak en sê, hoorie Nelis, of hoorie Jona, jy is nie alleen op hierdie skip, dis ander mense op hierdie boot. Soos Jona se vlug van God af, raak nie net homself. Jona se dieper en dieper afgaan, raak nie net homself. Dit raak die mense saam met hom op die skip. As jy vir God begin wegvlug, en jy begin donker te raak, dan raak dit jou vrou. Dit raak jou man. Hulle gaan saam met jou verlore gaan, want die skip gaan sink, want jy's nog op die skip. Hulle gaan ook verlore gaan, omdat jy besig is om te vlug van God. Dit raak ook jou kinders. Jy is nog op die skip, en jy is nie by God. Jy is nog op die donker gat, jy kruip nog weg. Die skip gaan sink, want jy is nog daar, jou kinders gaan saam met jou sink. En so 'n gemeente. As jy in 'n gemeente is, en jy is die persoon wat negatief is, donker raak, jy sien nie meer mense spartel om aan die lewe te bly. Gemeente spartel net om te funksioneer, hulle gooi goed af, hulle raak van goed ontslae, die boot moet 'n bietjie ligter dryf hierso, jy sien dit nie raak. Mense kan verlore gaan in Ninive, waar jou Ninive ook al kan wees, dit maak nie aan jou saak. Word wakker, maar ons is sag daar, as ons hiervan praat. Dit is nie 'n harde geroep nie. As jy in daardie plek is waar Jona is, daar's mense saam met jou op hy skip. En hy skip is in 'n storm. Maar God werk nog steeds. Ons weet God werk nog steeds, en ons weet Jona is nie die held in hierdie verhaal nie, dis God wat die held is. Die storm veroorsaak dat die mense wat saam met op die skip is tot bekering kom. Hulle sê, God is, hierdie skip is aan die beweeg, hierdie skip is aan die sing, en al die ander mense op die skip het 'n lewende reaksie, het 'n herlewing in hulle. Daar begin 'n herlewing te vind te plaas onder mense wat God nie geken het. Hulle erken weer die Here, soos die een persoon se afsny van die werklikheid, dat 'n ander groep herlewe. Soos die lewe bestaan op 'n ander plek, nie meer
by Jona nie. Hulle het God dan begin eer. God werk, nie omdat Jona reg is, die profeet reg is. God werk nog steeds, al is die profeet nie teenwoordig. Daardie skip herleef, en daardie gesin, daardie kinders, daardie gemeente, herleef, hulle begin weer God te eer. Dus hier is 'n troos en hier is 'n waarskuwing. God kan werk, maar God wil my lewe verander. Soos hierdie storm in jou lewe, as jy die boek van Jona as 'n spieël voor jou kan sit, moet dit jou roep tot oorgawe, na terugkeer na die Here toe. Eers moet Jona ophou vlug, en wat doen God? God laat Jona ophou vlug. En God tree in, Jona wil nie vlug nie, Jona moet oorboord gegooi word, al weet hy is die skuldig een, maar God het hom nie laat doodgaan. Ons weet by die volgende verse, wat ons môre gaan verder lees, God het gekom en hom weggevat na 'n ruimte toe waar hy alleen kan wees, weg van die bemanning af, weg van die skip af, weg van die familie af, weg van die kinders af, weg van almal af, daar waar ek alleen kan sit, en weer my lewe in gebed aan God kan gee. Dis waar ons nou môre gaan praat. Ek hardloop weg, ek is nie reg nie, ek luister nie, maar dis nie om skaam te wees, dis om eerlik te wees, dis 'n uitnodiging, om te onttrek en na God toe te gaan. As jy dit self toe nie, gaan God jou daar sit, en jy gaan weer God ontdek. Jy weet nie wat môre gaan gebeur, maar ons sien uit hierdie verhaal, baie ou verhaal, dat God nie vir Jona gelos het nie. God gaan nie vir jou los nie, al gaan jy in 'n vismaag sit vir 3 dae. God gaan jou daar sit, om jou te laat bid. Soos vanaand, eindig Jona daar in die see, en dit lyk soos die einde, soos eintlik half 'n depressiewe plek, wat ons vanaand hier wegstap, nê. Want, dit is nou nie hierdie opgewonde boodskap nie, Jona is in die see, maar die matrose lewe, en die matrose ken die Here, hulle is gered. Hulle gaan eendag in die hemel getuig, saam met ons. Ons was daai matrose op die skip, ons het nie die Here geken nie. Jona was die een wat gevlug het, as gevolg van hom. Die Here die werk, en dan sit ek vandag in die hemel. Dit is ook, as Jesus praat van Jona sal getuig, die teken van Jona, dit is die mense van Ninive, wat toe gered is en 'n lewe vir die Here gegee het, getuig teen die mense wat in die kerk was, wat Israeliete is, Jode is, wat die hele lewe gegee het. Soos die mense wat ons dink buitestanders is, die Ninive ouens, die sondaars, die matrose, hulle gaan getuig teen die mense wat nie hulle lewe, die ouens wat lyk soos gelowiges, nie hulle lewe vir die Here gegee het. Die diepte waar gebed oorbly, dis môre se tema. Kom met plek in jou lewe waar daar niemand anders meer is nie. God het jou verwyder van almal af. Dis 'n diepte waar net gebed, net jou en jou gesprek met God sal oorbly. In Jona is die storm genade. Dus God straf hom nie, toe oorboord gegooi word. Die oorboord gooi van Jona is God se genade, sodat God hom kan vat en met God kan werk. Dit sê, word wakker uit jou slaap uit, wees eerlik, kyk mooi. Die storm in jou lewe beteken nie dat God jou gelos het. Dat jy oorboord gegaan het, beteken nie dat God jou gaan vang, maar hy gaan jou vang, en daar gaan 'n tyd wees wat jy met God gaan praat, net jy alleen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan weet dat jy in die Pinkster, jy ons nie los nie, dat u vir ons die Gees stuur, Here, ons wat bang is, wat wegkruip in die bokamer, want ons bang is vir die buitewêreld, Here, ons wat diep onder die skei wegkruip, daaronder waar niemand die lig ons nie kan kry nie. Psalm 139 sê, lig is ook daar, Here, die vuur van die Heilige Gees, die vlam van die Heilige Gees, kom maak ons ook wakker en sê, word wakker jy wat slaap, en staan op. Here, help ons dat ons in hierdie Pinkstertyd sal eerlik wees
dat die Here in ons Beleef lewe jy- sal kom en weer die vlam sal aansteek, en elkeen individueel, in my eie lewe, en julle se lewe weer sal aansteek, sodat ons kan op kan kom, daar waar die Heilige Gees, waar die Here wil hê, ons almal moet wees. Here, baie dankie dat U ons nie vra om dit alleen te doen, maar dat U by ons is, deur die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.